Ons bly by sake nuus en die jongste Altron Fintech huishoudelike volhoubaarheidsindeks vir die derde kwartaal van 2025 toon dat daar 'n bietjie ekonomiese verligting was vir die huishoudings. Die indeks toon 'n jaar-op-jaar verbetering van 2,1 indekspunt sedert rentekoerse verlaag is. Die indeks is egter steeds laag en dui daarop dat huishoudings finansiëel steeds sukkel. Ons praat met Dr. Roelof Botha, ekonomiese raadgewer van die Optimum Beleggingsgroep. Goeiemiddag Roelof. Goeiemiddag julle. Kom ons kyk gou na 'n indeks, hoe staan sake daar? Redelik bemoedigend. Die indeks in sy geheel bestaan uit 20 aanwysers, waarvan 14 positief gedraai het in die laaste paar maande, en dit is direk as gevolg van die lae rentekoerse. Die invloed van die lae rentekoerse loop deur al hierdie 20 aanwysers. Party van hulle redelik sterk. Dit is net jammer dat rentekoerse nie verder laat sak as in Januarie. Watter van hierdie aanwysers het vir jou uitgestaan? Wel, wat effens kommerwekkend is dat is individue wat van hulle anniteite ontslaag geraak het en ook wat van hulle langtermynversekering opgegee het. Die twee kategorieë of onderlinge aanwysers het nogal sterk toegeneem, en dis die twee-potstelsel natuurlik. Wat goed is op die korttermyn vir individue en vir die Altron Fintech indeks, maar dit is natuurlik nie 'n goeie besluit in die langer termyn nie. Tensy mense, soos ek altyd sê, of langer werk of slimmer werk, want hulle sal moet hierdie spaargeldjies wat hulle nou die bietjie gaan gapset. Hulle net ook onthou dis teen die topmarginale belastingkoers so, maar dan hulle sal dit moet op een of ander manier in die toekoms weer aanvul. Wat sal werklik verligting bring vir huishoudings? Wel, daar's twee aspekte. Die eerste ene is werkskepping. Indien die regering vir die private sektor op 'n baie intiemer vlak betrek by tenders veral vir infrastruktuurherstel en uitbreiding, waar die private sektor van die begin af, van die projek-identifikasie stadium af en die tender-evaluasie proses betrokke is. Want die private sektor, die padingenieurs in die private sektor, verstaan die tegniese aspekte van 'n padherstel of 'n padbou baie beter as een of ander staatsamptenaar, maar nou dalk nie ingenieurswese geswat het of gepas het nie. Jy weet, sodat 'n mens seker maak, dit gaan na die maatskappye wat wel die diens behoorlik gaan lewer. Dit is een van ons groot dilemma's. Ons sit hier in Pretoria met hierdie Lynnwoodweg verbetering al vir jare lank, en dit is net een groot gemors, en nou met die reën is dit nog 'n moeras ook. So regtig, as mens dit kan doen en ook rentekoerse verder verlaag, dit is regtig, ons kan koerse verder verlaag, daar's ruimte daarvoor. Dan internasionale gebeure wat ook 'n invloed het hier plaaslik, die rand verhandel swak, Brent-olie ry ook wipplank, en dit plaas weer druk op huishoudings. Ja, dit is ongelukkig, is dit baie slegte nuus. Met 'n bietjie geluk, as die oorlog vinnig verby is, sal ons nie 'n rentekoersverhoging kry nie. 'n mens kan maar net hoop en bid daarvoor, maar ek is bevrees as hy nog 'n week of 2-3 langer aanhou, dan gaan ons waarskynlik nie weer 'n rentekoersverlaging kry in Maart nie. Hulle het 'n kans gehad in Februarie, hulle daai kans verspeel volgens my. So dit is iets waar ek baie senuweeagtig is, want ons het regtig 'n bietjie meer verligting vir huishoudings nodig. Die oomblik wat rentekoerse verlaag, dan het huishoudings meer geld in hulle sak, en dit kan uiteindelik werk skep. Mynbou statistiek is ook bekend gemaak. Hoe staan sake daar? Wel, dit is nogal redelik voorspelbaar gewees. Ek glo ek het dit onlangs voorspel, maar dit was 'n maklike ene om reg te kry. Dit is die hoogste Januarie maand verkoopswaarde vir minerale in ons geskiedenis. Hy trek hierso net diskant 82 miljard rand. En uit die aard van die saak uit het die platinumgroep metale en die goud baie daarmee te doen gehad. Dit is regtig 'n blink juweeltjie hierso te midde van al hierdie bomme en die swak rand en die hoë olieprys. So dis dalk nog 'n bietjie vroeg om te sê of daar 'n impak was op hierdie statistiek, maar sal dit nog hê in die toekoms? Die oorlog. As die oorlog veel langer aanhou, dan sal ons inflasiekoers ongetwyfeld styg. Daar's geen, dit is nie onderhandelbaar nie of debatteerbaar nie.
En my vrees is natuurlik dat wat dan gebeur met die inflasie teiken wat verlaag is, wat 'n baie slegte plan was. Regtig. Gee dit vir hulle minder beweegruimte. Die rede hoekom inflasie destyds hierso in 2022 so hoog gestyg het, was juis weens 'n verhoging van die olieprys en 'n verhoging van skeepsvragtariewe. En albei hierdie moontlikhede is nou daarso. Net ter gerusstelling 'n bietjie. Net na COVID of tydens COVID het elke hawe in die wêreld gesluit. Op die oomblik is daar net 'n handjievol hawens wat gesluit is. En Amerika is die grootste olieprodusent in die wêreld. So ek glo dat die markte sal in 'n groot mate stabiliseer met of sonder verdere militêre aktiwiteit in die volgende paar dae.